Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Maandag die 30ste Maart 2026. Bietjie later in vandag se uitsending sal Andrew Poolman by ons aansluit hier in die ateljee om die naweek se sporthoogtepunte met ons te deel. Voor dit sal ek en Annemarie de Tooy bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre met julle deel en bespreek. Ons loer ook natuurlik daar by die weerkantoor in. So bly by ons, kom ons klets lekker saam om die kompas hier op Klets Kompas. Welkom terug en hier in die ateljee met my Annemarie de Tooy. Hoe gaan dit, Annemarie? Het gaat goed, dankie Ogito. Het is niet een blauw maandag nie, want ons het weer 'n bietjie reën gekry. Ja, nee, ons moet daar inloer by die weer om te sien hoe gaan dit. En so gepraat van die reën, Windhoekse burgemeester sê hulle bestee miljoene, maar hulle kom nie voor met die slaggate nie. Ja, dit is verskriklik. Hulle sê hulle het al oor die 64 miljoen Namibiese dollar spandeer om die slaggate in Windhoek reg te maak, oor die 67.000 slaggate waaraan hulle dan nou gewerk het, maar dit bly 'n probleem. En ek praat uit persoonlike ervaring uit ook as ek vir jou sê dit bly regtig 'n probleem. Ek weet van areas soos Klein Windhoek en Awes, en dan by ons stadion daar, ek noem dit altyd Sportdorp, want is mos 'n rugbystraat en 'n netbalstraat maar lyk die paaie nog steeds verskriklik. Ja, en ek weet nie eintlik hoe 'n mens voorkom met so iets nie, veral nie soos nou wat ons weer verskriklike reënbuie vir 'n week gehad het nie, want sy sê dit is as gevolg van verouderde en verswakte infrastruktuur. Ja. En wat kan jy dan nou eintlik doen as dit net bly reën en ons maak tydelike oplossings daarvoor? Maar daar is plekke in dele van die wêreld waar dit gedurig reën en hulle het goeie paaie. Dit is seker die tegnologie wat jy toepas. Ja, en kyk, dit is iets wat ek ook as ek daaraan dink ek so daaraan, is dat as jy kyk na 'n plek soos Londen, hulle het verskriklike mooi paaie en hulle het die hele jaar lank reënval. Ek weet nie of dit is omdat ons infrastruktuur van die begin af so swak was nie, en hoe jy dan nou op ou infrastruktuur verbeter om dit beter te kry nie. Ja, nee. Dis 'n bietjie van 'n probleem, maar dis nie die enigste probleem in die land nie. Ons minister van toerisme en die omgewing was ook daar in Etosha, waar sy 'n nuwe aanleg voorgestel het waar hulle afval gaan verwerk. En sy doen 'n beroep op die gemeente om eienaarskap van die aanleg te neem en daarna te kyk. Dink jy dit is wat eintlik nodig is, dat gemeenskap meer betrokke moet word in die instandhouding van hierdie tipe infrastruktuur? Kyk, ek dink tot in 'n mate toe ja, en ek dink veral in plekke soos Etosha is dit belangrik, want veral omdat daar jy het jou nasionale park en so daarso, ek dink is dit belangrik, maar ek dink nou terug aan byvoorbeeld Gobabis. Ek het laas jaar einde van die jaar 'n storie gedoen oor Gobabis se asgate. Ja. Waar die gemeenskap regtig alles doen wat hulle kan, maar die gouverneurskap, die mense in beheer by Gobabis vat nie hande met die gemeenskap nie. So ek dink, soveel soos wat dit regverdig is om 'n beroep op die gemeenskap te doen en te sê wees verantwoordelik en vat verantwoordelikheid vir jou rommel en jou afval en is dit nog steeds belangrik dat ons van die ministerie se kant af en van ons verskillende, ek wil sê chapters af, ook ondersteuning en hulp kry in daai sin, want as jy kyk na Gobabis byvoorbeeld, hulle het asgate en die mense maak seker om hulle goed op die asgate te verwyder en so, maar
die asgate lyk so verskriklik. Ek Ja. meen dit is al oorrompel Ja. tot op die punt dat die asgate al tot amper op mense se plotte is, omdat dit dan nie van die asgate af weer verwyder word Ja. nie. So ek dink dit is regverdig om die beroep te doen op die gemeenskap en ek dink ons moet verantwoordelikheid vat daarvoor tot in 'n mate, maar ons het nog steeds daai hulp en ondersteuning nodig van die ministerie se kant af. En leiding. Ja. Beslis, want ek dink nou net aan oor die naweek was daar weer gekla op Walvisbaai oor die tyres wat daar gebrand gesteek word by hulle se asgate. En ek onthou ook Okahanya se munisipaliteit probeer al vir jare hele groepe mense verhuis asgat toe. So die regering moet ook sy deel doen. Ja, dit moet van albei kante afkom. Dit gaan nooit net 'n one-sided oplossing wees vir so iets nie. Ons kan dit volg. Nog 'n baie interessante storie was Lucie Pumbo, die minister vir veiligheid, sekuriteit. Sy was daar in Kavango Oos, waar sy die kwessie van minderjarige kinders wat wat in huwelik getrou word aangespreek het. En dit klink as 'n groot probleem daar. Ja, sy sê dit raak, kinderhuwelike raak amper 40% van hulle jeugpopulasie daai kant en dis vir my verskriklik. Ek is baie vir jou frontal lobe moet eers develop voordat jy kan trou. Ja. Want jy weet nie wat jy soek uit die lewe uit voor 'n sekere ouderdom nie. En ek weet sy was nou baie streng geweest en sy het gesê hulle gaan weier om kinderhuwelike te registreer. Wat ek dink 'n fantastiese eerste stap is, maar ek het so 'n bietjie met jou gesels hieroor nou net. Hoe keer jy om 'n kinderhuwelik te registreer as hierdie kind se ouers afteken daarop? Want dit is mos nou die stappe wat geneem moet word. Ek weet as jy onder 21 trou, dan moet jou ouers jou afteken en dit moet van albei ouers se kante afkom. En hoe keer jy dit dan nou? Ag jy dan nou gaan jy jouself as die ministerie hoor, ag as hierdie ouer wat glo en hopelik beter weet vir sy kind en daai huwelik nie registreer nie, of hoe manage mens dit amper, wil ek sê? Ja, en ek dink daar is ook kwessies van kultuur wat te sprake kom, oeroue maniere om dinge te doen. Ek dink voor 'n mens so 'n kwessie kan werklik aanspreek, moet jy baie noukeurig met die gemeenskap werk en luister en mekaar verstaan en vir mekaar verduidelik. Sy het genoem dat daar veldtogte gaan wees om mense op te lei. Maar ja, ons sal maar moet sien. Een baie interessante ding wat ek daar raak gelees het, was die merkwaardige toename in die hoeveelheid van die bevolking in die streek, wat nou al op 218.000 mense trek. Dis baie. Ja, veral vir een streek, veral omdat dit so gekonsentreer is op een area. Dit maak dit bietjie rof en ek dink dit maak dit bietjie moeiliker nog om dan al hierdie verskillende kwessies te probeer beheer, want as jy kyk na die Kavango Oos waar dit nou alles gebeur, daar is 'n ongelooflike hoeveelheid kwessies wat gemanage moet word in die Kavango Oos. En die ongelooflike toename in populasie in daai streek maak dit baie moeilik. Ja. So dit is eintlik mal om te dink 218.000 mense. As mense trekkie teruggee en jy dink hoe baie mense dit eintlik is dit. Ja, en dit was nog net Kavango Oos, nie Kavango Wes ook ingesluit nie. Maar natuurlik is daar nog baie ander nuus in Môre se Republikein vir julle om te lees. So gryp asseblief die koerant en lees self en bly by ons. Hierna gaan ons nou net terugkeer na ons bietjie by die weerkantoor inloer om te hoor wat Andrew Poolman oor die naweek se sporthoogtepunte met ons te deel het. So asseblief, kom ons klets lekker saam, bly by ons. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit
partner, experience, creative sport tourism, Welkom terug. Gisterand het dit daarom geblits in donder weer hier in Windhoek en lyk my vandag is daar ook 'n paar druppels wat val. Kom ons loer daar by die weerkantoor in om te sien wat Dinsdag 31 Maart vir ons inhou. Katlehong verwag ons vanaf 19 grade tot op 32 grade gedeeltelik bewolk, Rundu vanaf 19 tot 33, Inhana vanaf 19 tot 32, Oshakati vanaf 22 tot 31 en Ruakana verwag ons reën vanaf 20 grade tot op 32 grade, dis vanmôre. Tsumeb verwag ons vanaf 19 tot 31 gedeeltelik bewolk, Otjiwarongo vanaf 17 tot op 30, Omaruru vanaf 20 tot op 33 reën wat ook daar sal val. Windhoek hier in die hoofstad verwag ons vanaf 17 tot op 28 grade, gedeeltelik bewolk in Gobabis vanaf 21 grade tot op 31 grade môre ook gedeeltelik bewolk daar. Verder op Henties Bay verwag ons reën vanaf 17 grade tot op 21 grade, redelik koud daar. Swakopmund ook vanaf 17 grade tot op 19 grade ook reën verwag daar. Walvis sal die son skyn en dis vanaf 18 grade tot op 25 verwag. Reeword gedeeltelik bewolk vanaf 19 tot op 30 grade verwag. Mariental vanaf 23 tot op 33, Keetmanshoop vanaf 23 tot op 34, son skyn al die pad daar op Keetmanshoop. Aranos vanaf 21 grade tot op 32 grade verwag, gedeeltelik bewolk. Dan Loudrits en Arnhamsvlei en Oranjemund, son skyn al die pad, Loudrits vanaf 16 tot op 28 grade verwag, Arnhamsvlei vanaf 23 grade tot op 32 grade en Otjiwarong en Oranjemund, jammer, is vanaf 13 grade tot op 22 grade, dis dan vir môre Dinsdag 31 Maart. Welkom terug en soos ouer gewoonte maandagoggend maandag aand om die week mee af te skop. Ons doen 'n terugblik op die naweek se sport met ons eie kenner Andrew Poolman. Hoe gaan dit, Andrew? Het gaan alright ook hier. Mooi. Ek verstaan ons nasionale sokkerspan die Brave Warriors is op toer. Ja, so hulle toer dan basies afgesluit. Daar kan mens met die laaste wedstryd dan in Kazakhstan. O ja. So 'n nuwe reeks van FIFA International Series noem hulle dit, so 48 lande in totaal wat dan betrokke is met sulke klein driehoekige toernooie of vierhoekige toernooie. Okay. So 'n bietjie te mekaar gekrap met die oorlog daar in die Midde-Ooste, is vliegreëlings baie keer. So ek dink Kuwait was veronderstel om betrokke te wees. So dan maar weer dan Saterdag gaan gespeel hulle laaste wedstryd. So hulle dan gelyk opgespeel met 0-0 teen die Comores. Wow. En toe hulle strafskoppe gevat of in Namibia wat toe daar met die strafskoppe gewen het 5-4. Okay. Soos ons kan sien daar, so hulle het nou almal medaljes gekry. So mense wonder so 'n bietjie hoekom dit of dit regtig nodig is of wat. Maar okay, ja, wat is ook daarom iets is 'n prestasie. Ja, so die Namibia wat laasweek Woensdag hulle ander wedstryd verloor het teen die gasheerland Kazakhstan. Ja. 2-0 gewees. So hulle dan nou eintlik laaste keer wat Namibia dan eintlik in gewone speeltyd 'n doel aangeteken het was dan in Oktober laas jaar teen Liberia. Ek dink hulle het nou 5 wedstryde in 'n ry gespeel sonder hulle nou nie 'n doel aangeteken het nie. So dan nog so 'n bietjie druk op die span miskien. Ja. Om bietjie bietjie beter te vaar dalk in hulle komende wedstryd. Dit is kommerwekkend. Want as jy nie doels skop nie, dan kan jy nie wen nie. Alhoewel nou, hulle het gelukkig gewen. Okay, Andrew, kom ons gaan voort. Ek verstaan daar is 'n nuwe muurbal kampioen. Okay, ja, so die Namawiese geslote kampioenskap, so net van Namawiese burgers natuurlik, wat dan op Walvis Bay by Bakkeneersklap aangebied is die naweek, Vrydag en Saterdag. So in die
vroue afdeling se finaal was dit dan Shanae Fourie geweest. Sy is van SFC klub van Swakopmund. Sy het dan in die finaal gewen teen Chantel de Gouveia van Buccaneers klub van Walvis Bay. 3 stelle teen 1 wat sy gewen het, en dan in die mansfinaal was dit dan Arno Diekman wat die trofee gelig het. Hy dan gewen teen Lehigo van Rooyen. Goeie finaal gewees, en Arno Diekman wat dan daar gewen het 3 stelle teenoor 0. So in die ander afdelings, of kom ons kyk miskien net so vinnig na die die bronswenners, so Adrie Lambert by die vrouefinaal wat dan teen Wenke Bietkou gewen het, en dan Dani Greef daar heel aan die regterkant wat dan die bronsmedalje gewen het teen Brandon Grane. Hy is ook van Buccaneers van die kus af. Die sport hou jou mens fiks. Ja, nee, verseker. Ja, dis altyd goeie oefening. Ja, is baie goeie oefening. Okay. So gepraat van oefening, kom ons praat bietjie klub cricket. Wat is die nuutste verwikkelinge? Ja, so die Cricket Namibia wat dan ek dink in die 3 van die laer ligas finale gehad het Saterdag. Meestal bietjie belemmer deur die reën weer en die nat velde en so. Ja. So ons het dan spesifiek gekyk na die sentraal streek se eerste liga finaal. Daar op die foto in die beeld is dan Gobabis. Hulle was in die finaal teen Green Mambas van Windhoek. So Gobabis, ja, daar was dan Green Mambas. So die finaal kon dan nie gespeel word nie weens die veld wat dan bietjie nat was daar by UNAM. So vroegoggend ook eintlik twee sokkerwedstryde wat daar aan die 2 sokkervelde daar langs die cricketbaan of cricket golfblad gespeel is. Ja, so dit kon toe nie daar gespeel het nie. So maar dit is dan Gobabis wat deurgaan na die finaal toe van die nasionale liga, want aan die kusstreek is ook nog 'n eerste liga, paar meer klubs wat daar so betrokke is, en dit is dan Blue Waters wat daar bo aan die liga geëindig het, so hulle sal dan as aankondig later op watter veld en in watter datum sal Gobabis en Blue Waters dan in die nasionale eerste liga se finaal speel. Ja, so in hy Green Mamba span, 'n jong speler wat daar uitgeblink het in die liga, JW Juniors. Hy het so 331 lopies aangeteken in die 5 wedstryde wat hulle gespeel het. Ja, gemiddeld van 110, golftempo van 180, 21-4 geslaan in sy 5 wedstryde en 22-6. Ja, so dinsdagoggend speel in 'n groep van die Namibiese senior oefengroep, speel dan hier by Wanderers se veld, glo ek, 'n wedstryd teen Oman wat hier sou kom toer. Wow. En JW Juniors wat dan betrek is om 'n 12de man daar te wees, so nog nie speel nie, maar net so 'n bietjie koeldrankies aandraand, so 'n bietjie daar meng met die nasionale groep, so 'n bietjie van 'n eer vir hom. Ja, miskien ook 'n geleentheid vir die toekoms. Ja. Ja, daar's mos geld nog man. Okay, ons kykers en luisteraars is baie betrokke by rugby. Vertel ons die nuutste van Namibië se rugby. Ja, so die onder 20 span, hulle het Vrydag aand 'n vriendskaplike wedstryd gehad teen Vipers Rugby Club hier van Windhoek. So die onder 20s wat dan aan die voorberei is vir hulle seisoen. Hulle sal so 'n bietjie in Junie maand sal hulle so 'n voorbereidende toer hê, so 2 wedstryde wat hulle beoog om te gaan speel teen die Limpopo Bloubulle en ook teen die Bloubulle, net soos laas jaar. En dis dan alles in die opbou van na die Rugby Afrika onder 20 Bartes beker wat hierdie jaar dan in Augustus aangebied sal word in Uganda. En die Afrika span wat dan daar wen, wat dan sal deurgaan om teen 'n paar sterker lande van ander vaste lande ook te speel in 'n toernooi wat dan in Chili gehou sal word. Namibië was vorig jaar redelik gereeld in daai toernooi, maar dit was nou 'n paar jaar het ons nou nie hierdie Afrika toernooi gewen nie, glipsies gemaak teen Zimbabwe en teen Kenia en so. Ja. Laas jaar het ons weer gewen en toes daai wêreldtoernooi is toe nie aangebied nie. So eerste keer van 2018 af wat Namibië dan hoop om weer daar te gaan speel. So wat Vrydag aan dan gebeur het, die onder 20s was dan rustyd 17-3 voor gewees en hulle het uiteindelik dan teen Vipers gewen 37-13. So afrigter Johan Saiman en Jood Opperman, die 2 afrigters, hulle
redelik baie foute in die wedstryd gewees, maar hulle is redelik tevrede dat hulle dan kan werk met die ouens wat hulle nou eintlik al laas jaar Desember maand al begin by mekaar sit het en so. So ek dink 'n groep met baie talent, ook 'n hele klompie spelers, so hulle het eintlik basies net die plaaslike spelers op die oomblik gebruik. Ja. So Junie maand sal van die ouens wat nou in Suid-Afrika studeer wat onder 20 is of rugby kontrakte by Unis daarso het wat dan hulle praat van omtrent 12 van daai spelers wat ook nog gaan aansluit in die groep, so Namibië behoort 'n redelike sterk groep in die veld te stoot vir daai toernooi. Het ons onder 20 span al 'n noemnaam? Nie eintlik regtig wat ek van weet. Miskien moet ons een uitdink. Ja, so ten minste ja, die senior span wat nou laas jaar nie gekwalifiseer het vir die wêreldbeker nie, maar die onder 20 se dan so bietjie daarom op koers is op hulle pad en so hopelik ook sterk deurkom op die senior vlak om hulle merk te maak. Ja, ons sal moet duim vashou en ondersteun asseblief. Kom ons praat ook oor nog 'n Namibier wat uitblink. Dit is Alex Miller, die bergfietsryer. Ja, so hy ding dan mee in die gravel reeks in Europa, so deel van 'n wêreldwye grondpad fietsry reeks. Hulle het in sy eerste byeenkoms van die jaar dan wat dan in Italië was. Hy was vir redelik lank in die wedren, so 124 km wat hulle gery het. Hy was dan nou lank aan die voorste groep, hy het toe 'n bietjie meganiese probleme met sy fietsketting gehad, en daar 'n bietjie probleme gegee het. En ja, hy het uiteindelik net 27ste klaar gemaak. Maar ja, so 'n bietjie frustrasie vir hom, maar hopelik sal hy dan 'n bietjie beter luck hê in die komende wedrenne. So, maar is altyd op die foto's mooi om te sien daarso waar die mense fietsry in Spanje en Italië, Frankryk en so. Ja. Nee, goed, baie dankie Andrew dat jy ons op hoogte hou. En dankie dat julle by ons aansluit. Ons is nou net weer terug, so bly by ons op Kletskompas. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne. En dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneup2.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Ja nee, daar is dit en daar het julle dit, so kom ons tot by die einde van nog 'n uitsending van Kletskompas. My naam is Okito Greig. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het en môre doen ons dit weer. So tot dan, totsiens.